Goeiemôre. Kom ons wag dat die klomp opklim en dan gesels ons lekker saam. Vanoggend gaan ek net 'n woord lees, net uit die Psalms uit. Ek gaan letterlik voorbeginne uit Psalm 1 en ek gaan net wat die Here op my hart lê, 'n vers lees en jou bemoedig. So vir die volgende paar minute wil ek jou net bemoedig. Die woord lig op. Jy's siek vanoggend, jy's moedeloos, jy's depressed, wat ook al die geval is. Share dit na iemand toe wat 'n bietjie down is, want ek gaan net woord bring. En gisterand het ek op TikTok byvoorbeeld so 'n woord gebring en dit het die mense so opgetel. Edouan, vanoggend seën ons jou garage, ons seën jou workshop, ons seën jouself in Jesus naam. So ek gaan net woord lees. 15 minute. As iemand vervelig is met die woord, klim af. Want die woord breek bande. As jy in jou werksplek sit, of waar jy sit, die woord gaan nou bande breek. Ja, kom ons gee 'n hartjie vir elke worship wat jy vir God gee. Gee ons 'n hartjie. 'n worship. Maar, soos ek sê, ek gaan net die psalms oopslaan. Ek het niks voorberei nie. Psalm 1, en dan hardloop ek om tot waar ons gaan kom oor 15 minute. En ek weet, God gaan jou stig. Hy gaan jou optel, want sy woord is kragtiger as 'n hamer wat rots vermorsel. Hy soos 'n tweesnydende swaard, sny tussen murg en been. Hy soos 'n vuur wat verteer. God is goed. En sy woord is altyd daar. Daar staan in Johannes 1, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die woord het vlees geword. Sy naam is Jesus. So ek gaan vanoggend uit die woord uit aanhaal. En die woord gaan jou bande breek in Jesus naam. Alle bose bande. Jou finansiële toestand gaan regkom. Natuurlik, ek woord lees laat ek blou raak. Daar sekere reëls wat ons moet nakom. God sê gee jou 10de, dan sal jy finansiëel geseën word. God sê ek kan oor jou longe woord roep soos ek wil, maar as jy bly rook, dan gaan jy longkanker moontlik optel. Ek kan nie vir jou sê die woord gaan dan nie verbreek nie. Daar's reëls wat ons moet nakom. Ek kan nie saam bly in hoerery, maar ek wil woord lees terwyl ek oreer en die demone moet weggaan nie. Nee, die woord is vir die wat wil breek met die sonde, en mag dit ook vanoggend vir ons breek in Jesus naam. Vader, in die naam bo alle name, ek gaan u skrif lees. Ek hoef nie te vra, salf u skrif. U skrif is gesalf. Ek hoef nie te vra, breek bande deur die skrif. Dit is gedoen. Maar Here, ek kom bid vanoggend vir wysheid van mense in Jesus naam. Amen. Ek sê weer, 'n huis wat vol brandewyn staan en vanaand word weer gesuip. Jy kan nie vir my sê, jaag die demone uit my huis uit in Jesus naam. Nee, jy nooi hom in met jou brandewyn. So, die goed wat ons doen, die goed wat ons in ons huis het, moet ons. Karen Berry, ek gaan so tussendeur sommer, as jy 'n gebedsversoek het, dan kan jy dit noem. Gaan vandag vir eerste chemo. Die kanker is verslaan in Jesus naam. En terwyl ons woord lees, word dit ook nou verslaan in Jesus naam. Nou ja, bladsy 1 maak ek sommer op. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Skuil jy werklik by hom? Sit jy teen aan hom? Ken jy hom? Is jy by die dienste, die kerk? Almal wat so daagliks vir ons kos vra, en ons gee vir armes, maar wat op die Facebook vir ons kos vra. Nie een van hulle gaan kerk toe, wat vir my vra nie. So, ek doen, asseblief bid vir my, ek bid vir jou Etienne, in die naam bo alle name, ek bid nou, God seën jou, God seën jou, God seën jou, Edouan, God seën jou, Jan Jordaan, God seën jou, in Jesus naam. Kom ons laat sommer by bladsy 2 oop. Maar u Here is 'n skild wat my beskut, my eer en die eer van my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan. Hierdie klomp wat sê, saggies. Luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige berg. En ek het gaan lê en in die slaap mag raak. Ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. God ondersteun jou. Daai enkel paar voete wat jy sien, voetspore, is waar Jesus jou dra. Sy bloed is oor jou. As jy huis toe kom, en jy bid nie voordat jy jou huis oopsluit nie, en as 'n dief in of 'n plaas aanval, dan kan jy mos nie God skuld gee nie. Jy ken hom nie.
daarom ondersteun hy jou nie, maar wanneer jy jou ondersteun, dan weer hy al hierdie goed af. Ons bid vanoggend teen elke plaasaanval in Jesus naam. Ons bid vir vrouens dat hulle nie verkragt word in Suid-Afrika in Jesus naam. Ons bid vanoggend dat crime afkom in Jesus naam. Ons bid vanoggend dat die politicians wat boos is gechange word in Jesus naam. Mense gaan so te kere oor die nuwe DA-leier. Wat bring hy na die tafel toe? Het hy Jesus gebring? Hy het nog nie Jesus eers melding gemaak nie, want in 96, 29 Oktober het die DA aborsie ingebring. 1200 babas word per dag geaborteer. Maar van ons stem vir hulle, jy kan jou nie kind van God noem as jy vir baba moord stem nie. Punt. Kom ons gaan aan. Ek sal altyd uitroep teen aborsie. Ek sal altyd opstaan vir aborsie. Mense sê, dis politiek, dis nie politiekie man, dis kindermoord. Jy wil 5 minute lekker kry, en dan moet die kind doodgemaak word. Sies man, kom by God uit. En jy wat reeds aborsie gedoen het, God vergewe jou. As jy na hom toe nader, en jy vra werklik om verskoning, is jy vergewe. Sê van jou wat ek nou praat nie. Hy het jou omhels, hy het jou skoon gewas met sy bloed, maar die een wat wil lekker kry, en dan weer 'n kind doodmaak, lekker kry, kind doodmaak, sies man, ek het geen respek vir jou nie, jy's 'n moordenares en 'n moordenaar, hy man wat opstaan en sy mond afvee, en hy beweeg maar net aan in Jesus naam. Okay, o Here, luister na my woorde, let op my versigtinge, gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot U bid ek. In die môre, Here, sal U my stem hoor. In die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Het jy vanoggend God aangeroep? Het jy gesê dankie? Ek luister altyd hierdie mense wat hier by middag 2 uur, 3 uur, dan bid jy saam met hulle, en sê jy, bid jy gou vir ons, dan bid hulle, Here, dankie vir gisteraand, ons het lekker geslaap. Dan dink ek, het jy nog nooit met die Here gepraat nie? Prys die Here, het jy nog nooit met die Here gepraat deur die dag nie? Maar ek, deur die grootheid van U goedertierenheid, mag ek in U huis ingaan, my buig na U heilige tempel in U vrees. Van jare af het God 'n samekomsplek waartoe ons moet gaan. Ons is dan vol van onsself, as ons sê ons hoef nie samekomste by te woon nie, en ons het al ons verskonings. Alle kerke is glo volgens party mense verkeerd, en net hulle is reg. Jy moet in die Guinness Books of Records kom, as jy al een is in Suid-Afrika, die 60 miljoen, wat sê al die kerke is verkeerd. Daar is klomp wat van die pad af is, en ons is menslik met sekere foute. Ek praat nie van oordeelsfoute van man en man trou en verkeerd doop en al daai goedie, maar hoor gou mooi, ek en jy moet ophou kerke oordeel, wie het ons as regter aangestel, en ons moet mense nooi dat hulle die samekomste bywoon. Hebreërs 10 vers 25 sê ons moet die samekomste bywoon. Ek sê nie ons moet nie waarsku nie, maar ek sien hier's 'n ouetjie hier op Facebook en op YouTube. Hy wragtig waarsku oor elke mens wat preek. Hy bespreek elke kerk wat verkeerd is. En party bespreek net half, so hy plant net die duiwelse saad. Wie het jou as regter oorgestel? Is jy so goed? Jy's al een wat reg is. Jy moet 'n slag oor jouself praat en vertel hoe goed is jy en die ander is sleg. Ja, die CRL gaan voel, my vriend Etienne, jy is reg. De Lange, die CRL gaan voel. Ons bid vanoggend vir mevrou Toko Makwanasi vir bekering in Jesus naam wat die Christendom wil toemaak. Ons bid vir bekering vir haar, dat sy soos 'n Paulus, 'n Saulus, 'n Paulus raak in Jesus naam. Kom ek gaan aan. Kom ons is hier by Psalm 6. O Here, straf my nie in die toorn nie, en kastei my nie in die grimmigheid nie. Wees my genadig, Here, want ek is verswak. Maak my gesond, Here, want my gebeente is verskrik. Keer terug, Here, red my siel. Verlos my om U goedertierenheid ontwil. Ek voel, terwyl ek hier lees, hoe breek God bande in huise. Ek voel, hoe breek God bande. Ek gaan vir 'n paar weke net so skrif aanhaal en die psalms deurwerk en so. Want die Here het die stem van my geween gehoor. God sê vanoggend, ek hoor jou gehuil, ek hoor jou geredding. Ek bid byvoorbeeld vir iemand wat lesbies is, vir redding van haar siel,
nou vir jare, en ek het hierdie naweek gesê, Here, ek weet, U sal dit doen, U sal dit doen, U sal dit doen. Ons moet bid vir mense, en God draai hulle in Jesus naam, want God is lief vir mense, want so lief het God die wêreld gehad, ek sal dit oor en oor sê, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen, wit, swart, bruin, Japanees, Chinees, wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Elkeen wat in hom glo, kom nader, kom nader, kom nader. Want die Here het die stem van my geween gehoor. Die Here het my smeking gehoor. Die Here neem my gebed aan. Hoor gou mooi hoe werk 'n gebed. Is 'n wierookbak, 'n egte goue bak, nie ons goud nie, God se goud. Dan gaan jou gebede aan, soos wierook, jy dra 'n engel jou gebed tot voor God. Moenie mors met jou gebed nie. Hoor 'n bietjie, jou gebed word opgedra na God toe. Is dit nie kragtig nie? Is dit nie wonderlik nie? Jy is so special, dat jou gebed, man, jou brief wat jy vir Cyril Ramaphosa stuur, hardloop hier deur die internet. Jou brief wat jy vir ander mense stuur, hardloop op 'n WhatsApp. As jy met God praat, kom dit in 'n koperbak. 'n Koperbak nie van hierdie wêreld gemaak. Kom nader, François. 'n Koperbak nie van hierdie wêreld nie, maar 'n koperbak wat uit God se hand uit gemaak is, en 'n engel dra dit na God, en nie eers 'n e-mail. Dink 'n bietjie as jy van nou af bid. Dit staan so in Psalm, in Revelations. Môre François, kom aan. Kom ek swaai so 'n bietjie, like julle sien hoe lyk 'n ou wat op pad is na die werk toe. Sê môre, staan net daar. Het jy enige woord? Moenie 'n fariseer wees. Moenie 'n fariseer. Is seker nou omdat ek hier op die hoek van die huis sit te bid. Prys die Here. Amen. Daai woord, moenie 'n fariseer wees nie. Wees 'n kind van die Here. Maak so lank daar koffie, ek is nou daar. Amen. Hoor gou, die Here het my spreking. Psalm 7. Julle moet my onthou, dan gaan ons môre weer aan hierso. Psalm 7. Ja, daar sê iemand kragtig. Die woord van God is kragtig. Dit weer lê alle dinge in Jesus naam. Hierdie regses en die linkses en die liberales en die sosialiste en die kommuniste kan nie met dit stry nie, want die woord van God is kragtig. Dis hoekom China nie 'n Bybel wil toelaat nie. Dis hoekom Toko Makwanasi dit wil keer in Suid-Afrika, want die woord is kragtig en dit verbreek hulle sieninge, dit verbreek hulle ou policies, dit verbreek al hierdie goedjies van die kommuniste in Jesus naam. Ek is 9 keer in China Bybels ingesmokkel. Vra my. Prys die Here. Staan op, Here, in U toorn, verhef U teen die grimmigheid van my teestanders en ontwaak vir my. U wat die reg beveel het. Here, as Toko nie wil die genade vat nie, verwyder haar van haar platform af op 'n mooi manier, rustig en sag, verwyder haar daar af, dat daar 'n kind van God inkom by die CRL in Jesus naam. Kom ons kyk, die Here oordeel die volke. As nie net 'n wit volkie, as swart brein, as klomp volke. Doen nou my reg, Here, na my geregtigheid en my onskuld wat by my is. Laat tog die boosheid van die goddelose mense 'n einde neem, maar bevestig U regverdig. Ja, U word wat harte en niere toets. O regverdige God. God kan nie verkeerd wees nie. Iemand het weer vanoggend vir my gesê, hier op WhatsApp, hy bid, hy doen dit, maar God hoor hom nie. Wow, hallo, die fout lê nie by God, die fout lê by jou. Loop net so 'n bietjie deur jou huis, maak jou huiskas oop, ruk hy wyn uit, gooi uit, ruk 'n bietjie jou asbakke, vat hulle uit die huis uit, vat 'n bietjie die hoerery uit die huis uit, vat die pon uit die huis uit, en die Here sal jou hoor, man. Maar ons wil in 'n sondige toestand, moet God gou spring. God is ons waiter. Ek wil nog daaroor praat. God is ons waiter. God moet spring as ek praat, maar daarna moet God gepad, want ek wil my drankie drink. My skuld is by God, wat die opregtes van hart verlos. God is 'n regverdige regter, en 'n God wat elke dag toornig is. Hy is elke dag toornig, maar hy is vol liefde ook. As hy hom nie bekeer nie, maak hy sy swaard skerp. Hy span sy boog en mik daarmee. Hy maak sy pyle brandende wapens. Jy moenie met hierdie God speel, hy is vol liefde, maar moenie hom nie challenge nie, moenie hom nie krap nie.
Suid-Afrika, laat ek sommer vanoggend vir jou weer sê, jy het hom gekrap, jy het opgestaan teen sy volk, jy het gesorg dat jy baba moord 1200 'n dag pleeg. Ek distansieer my van die DA, van die ANC, almal wat hierdie goed ingebring het. Mense, hoor gou mooi. Toe, die vissers geroep is, het hulle net laat staan en God gevolg. As jy 'n syplap is, en God roep jou, hoe lank wil jy nog syp? So hy roep jou, maar Here, jy moet nou net wag, ek wil laat hom nog 6 maande syp. Iemand wat pon kyk, Here, jy moet nou net wag, ek wil nog, iemand wat kinders molesteer, Here, ek wil nog 2 jaar kinders molesteer, sies man. En dan sal ek by jy aansluit. Here, jy moet verstaan, ek is nog by die ANC en EFF en DA betrokke, jy moet, God verstaan dit, jy hoor, met alle respek. God verstaan dit nie. Sit neer. Hy wil vir jou sorg, maar ons vertrou op die vlees. God wil vir jou sorg. Mense, ons is 'n klomp slap Christene. Ek wil die Here loof na sy geregtigheid en die naam van die Here die allerhoogste psalm sing. Ek gaan nog so 1 psalm, 'n paar verse uithaal, nog 2 minute en dan gaan ons bid. Vir almal wat wil bekeer, vir almal wat gesond is en genesing soek, almal wat sê dankie, plaas gou jou gebedsversoek of sê net privaat, plaas dit gou. En al klim jy na die tyd op. 'n live word ongelukkig net 31 dae gehou, soos jy wil iets hou, moet jy dit aftrek en save. Maar okay. Psalm 8, dan kan ons nou weer môre en so aangaan hier. En julle moet TikTok ook gaan kyk. Ek dink vanaand gooi ek Instagram vir die eerste keer. Okay. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde, U wat U majesteit gelê het op die hemele. As ek U hemel aanskou, die werke van U vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het, wat is die mens dat U aan hom dink, en die mense kind dat U hom besoek? Dankie dat U vir ons omgee. En toe Jesus aan die kruis hang, toe sê, your name is on my lips. U het om weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en om met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. Ons moet oor die werke van God se hande heers. Wat doen die Christene? Staan in 'n hoekie. Sommiges. Nee, laat die onheiliges maar oor die skoolraad heers. Laat die 'n Christen raakie betrokke om te heers nie. Wat die Here hier sê heers, ons los maar die 400, laat hulle maar die land verrenoveer soos hulle wil. Hoor gou mooi. God sê, en laat hom heers oor die werke van die hande. U het hulle alles onder sy voete gestel. Ek en jy moet heers oor hierdie land. Ons laat vir Tokyo Makmandasie heers. Ons laat die ANC heers. Ons laat die DA heers. En die Christenpartye moet een kant staan. Ek het onttrek nou by partypolitiek. Ek is net 'n drukgroep en ek sê net stem vir die Christenpartye, maar dit is hartseer om te dink 150.000 het gestem uit 20 miljoen vir Christenpartye. Waar is die Christenskap in hierdie land? Julle lieg man. Elkeen wat vir die DA gestem het in die ANC en die EFF, kan ek net gou vir jou sê, ek sê vir jou, ek sê vandag vir jou, jy is deel van elke kindermoord, totdat jy dit waarlik bely voor God en Jesus. Bid vir my man Alwyn dat hy drank sal los. Ek bid dat hy bekeer in Jesus naam en dan los hy die drank in Jesus naam. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Heerlik is sy naam. Ek gaan opvolg. Waar sy ekstra ek bid dat 100% normaal is. Jy's normaal in Jesus naam. Ons spreek dit. Ons bid nou in die naam bo alle name, Here, genesing oor alles. In Jesus naam, enige iemand wat na die tyd plaas, of hulle privaat plaas, of net noem, ons roep redding, ons roep genesing, ons roep oorwinning, en Here, ons bid vir hulle finansies. Maar jou finansies sal eers regkom wanneer jy saai. 'n toehand kan nie ontvang nie. 'n toehand kan nie ontvang nie. 'n suiwige hand kan nie ontvang nie. Maak 'n slag jou hand oop en gee vir God se werk. Ons ry mense, ja, dank die Here, hoe was hande oop, toe ons nou gery het Witbank toe en terug. Maar ons het hier groot projekte wat ons moet doen. Ek moet elke dag, ons bereik deur video's nou, oor die 450.000 mense per dag. Maar dit kos R2000 om so iets te boost. En mense hou hulle hande vas. So hoor gou mooi, ek vra vandag, jy sal ons nou net sien ons komment daaronder.
Ek vra, kom ek plaas hom sommer gou. Kom ek kyk of hy daar is. Hy's nog nie daar nie. Hy sal nou net kom. Ek wil vir jou vra in die naam van Jesus. Saai en dan is jou hande oop, dan kan jy ontvang. Hou toe. Ek vra nie geld nie. Ek vra nie geld nie. Ek help jou. Ek, 'n synige mens kan nie ontvang nie. Hoekom is jy bang om vir God te gee? Maar stap jy in die borrelstoor in, kan jy ruimlik gee. As jy 'n girl like, kan jy ruimlik gee. As jy sigarette koop, kan jy ruimlik gee. As jy 'n braai vir ander hou, kan jy ruimlik gee. Maar wanneer jy vir God gee, dan tel jy die sente en dan is jy in, so synig. Ek het klaar gepraat. God seën jou. Check ons komment wat ek nou plaas. Die Here